Dankie broer Neville, goeiemôre vriende. Dis goed om hier te wees vanmôre en ek dink ek het gemaak ek breek in op broer Neville se tyd. Daar agter gesit met sy teks bymekaar gekry en ek het ingestap. Hy het sy teks begin opvou en gesê, "Wel, dit het my herinner aan jare gelede. Daar was altyd 'n gekleurde broer hieronder genaamd broer Smit en suster Cross. Hulle was baie goeie vriende van my. En wanneer ek in die aand in die gebou sou instap, sou die ou kerel altyd, hy het 'n wit snor gehad. Weet nie of enigeen van julle hom onthou of nie. En hy sou op die platform wees, julle weet, en almal van hulle sou sing, dis 'n hoofweg na die hemel. En broer Smit, hy sit net so, julle weet, en ek sou by die agterdeur instap. Daar was 'n dogtertjie, soort van baie donker. Sy het altyd in die hoek gesit. Sy sou haar hande begin klap, sê, "Verhef hom." Daardie lied, julle weet, hulle gee hulle eie melodie daaraan, julle weet. En dan oorkant in die volgende hoek sou iemand anders wees, sê, "Weer inkom, verhef hom." Wel, dis wat hulle sou sing wanneer ek by die deur inkom. Ek het net daardie klomp mense lief. En so het ou broer Smit daar agter gesit, 'n rukkie. Julle weet, en hy was soort van 'n stil soort kerel. Hy sou sê, "Kom in, oudste, laat rus jou hoed." Nee, laat rus jouself nie, laat rus jou hoed, sien. Kom in, oudste, laat rus jou hoed. Hy sou daar opgaan en ek kon sê die manier wat hy begin het, was ek in daarvoor, sien. Hy sou sê, "Wel," sê hy, "kinders, julle weet, hy het gesê, ek het hier gesit, net aan die wonder, Here, wat gaan u vir my gee om te sê?" Gesê, hy het sy kop bly skud vir my, "Ek gaan jou niks gee om te sê nie." Gesê, ek het vir ouderling Branham daar agter sien inloop, en ek het gesê, "Nou, Here, ek het net begin onthou." Wel, ek was reg in daarvoor. Broer George Wright, hoe gaan dit met jou, broer? Seën jou, broer Wright, sekerlik. O, is dit reg? Broer Elijah Perry, het hy gesê, is hier agter. Waar is jy, broer Elijah? Ek het hom nie gesien in 'n lang, wel, my goeiste. Nou behoort ons 'n ware diens hier te hê. Elijah Perry, George Wright en party van daardie ou mense wat hier was toe jy omtrent die luike moes vashou met ons hande op die plek met die wind wat waai. Goed om julle te sien. Moeder, Sister Wright, saam met jou? Sister Wright hier? Sy is ook daar agter. Ja meneer. Wel, hoe gaaf. Sister Perry, ek sien hulle nou almal. Wel, dis baie goed. Goed om hier te wees. Dis goed om in hierdie plekke te sit. Dis goed om saam te wees. Ek het beplan so hard om terug te kom. Dis swart in die hart. Ek het pas teruggekeer van Afrika, soos julle almal weet. En toe ek daar ander kant gekom het ek 'n beperkte visa gehad en wou my nie toelaat, wou my nie laat preek nie, omdat dit te veel saam laat byeenkom. Hulle verwag 'n opstand daar te enige tyd en hulle wou my nie laat preek nie as gevolg van die byeenkoms van te veel mense saam. Enigste manier wat ek kon, sou een of ander organisasie wees wat verteenwoordig is deur die regering, in die regering, om my oor te nooi. Dan sou dit outomaties die regering burger mag laat uitstuur vir beskerming. Sien, hulle is net, daar gaan net 'n opstand wees, en dis al wat daaraan is. Dis net op hande, sien. Daardie regeringman het gesê, die laaste keer wat hy hier was, het hy omtrent 250.000 mense bymekaar gehad. En hy het gesê, dan, julle sien, dit sou net die einste ding wees waarvoor kommunisme soek vir 'n opstand. So, ek kon nie preek nie. Daardie mense wat daar gestaan het, hulle hande gewaai het en gehuil het. Onthou my moeder, onthou my broer, het gesterf, my, daar, en agter 'n tralie, julle weet, tralies van draad. En dit het jou net baie sleg laat voel. En ek het teruggekom huis toe, en ek het gedink, wel, my seun, Joseph daar agter, het 'n bietjie nagelaat in sy leeswerk, en hy het goed deurgekom, maar hy moes dit weer neem, het nie goed genoeg gelees nie. So, ek het gedink, wel, ons sal 'n bietjie by die huis moet bly, en ek het gesê, as ons by die huis bly, gaan dit die kinders se vakansie bederf. Sien, ons het dit uitgestel, en om oorgeneem na 'n ander deel in Augustus, en teruggekom hiernatoe vir 'n paar 3 weke. Ek het gesê, ek glo, terwyl ons daar agter is, sal ek net neem en 'n diens hou. Ons sal daardie skool auditorium hierbo kry, en ons sal 'n diens hou vanaf die 28ste aan tot die 1ste, 'n diens uit die skool auditorium. Ek wil preek oor die onderwerp van die uitstorting van daardie 7 laaste skale. En so het ons vooruit gebel, en ons het 'n klein teleurstelling gehad. Hulle wou ons nie meer hierdie skole laat kry nie, te veel mense wat indruk. Ons kan dit nêrens kry nie. En so het ek toe besluit, terwyl ek dan terug was hier, in plaas van, ons kan nie al die mense sit, as ons sou dit is nooit geadverteer nou nie. So, as ons al die mense sit, hulle in die tabernakel hier probeer sit, ons kon dit nie doen nie, sien, dis net 5 dae hier binne sou vreeslik wees.
So gesit daar binne en gepraat met broer Neville en broer Wood en hulle het ons besluit om dit te doen. As ons nie kan nie, in plaas van dit sou maak dat ons 5 dienste het, dit sou wees 28ste, 29ste, 30ste, 31ste en 1ste. Wel, ek voel, as ons het vanaf volgende Sondag, kan ons 2 dienste hê, Sondagoggend en Sondagaand, dis die 18de. En dan op die 25ste, Sondagoggend en Sondagaand hê, dis 4 dienste. Dan op die 1 Augustus, 'n Sondagoggend en Sondagaand hê, dit sou ons 6 dienste gee, en dan sou dit nie so 'n druk maak op die mense in te kry nie. En ek dink julle nie dit sou beter wees as om almal net saamgedrom en ingedruk en alles te hê nie? Dan net vir daardie 2 dienste kan ons dit uithou, maar almal soort van saamwerk vir 5 aande agter mekaar sou dit moeilik maak. En ek wil vergader met die trustees en die ouderlinge hier terwyl ek hier is. Dit word oral. Ons woon in hierdie laaste dae tot waar die evangelie nie die plek het waar dit moet hê nie. Dit het nie die regte wat dit moet hê nie. Dis alles verstrengel in politiek en dinge, en net soos 'n vereniging. En dis waarby dit uiteindelik kom, want die merk van die dier moet kom deur 'n vereniging, ons weet. So ons, want dis 'n boikot. Geen mens kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk van die dier het. En nou wil ek uitvind deur die ouderlinge. Ek voel gelei. Ek het nooit so 'n honger in my hart gehad vir God in my hele lewe as wat ek nou het nie. Sien? Want en ek wil my eie tent en my goed kry, soos die Here my 'n visioen gegee het om te doen. En ek glo die tyd is nou net op hande. En ek wil kyk terwyl ek hier is, hoekom ons nie die tent kan kry nie. En dan wanneer ons gaan, soos kom hier na Jeffersonville, in plaas van net 'n dag of 2 te hê, of 3 of 4 dae, kan ons hier uitgaan en hier die tent opsit en 2 of 3 weke hê, julle sien, en niemand kan niks daaroor sê nie. Ons kan of 'n bofbalpad neem, of as hulle nie wil hê, ons moet dit hê nie, is daar 'n boer hier buite, wat ons 'n plaas sal laat kry. Ons sal die plaas hier en dit opsit. Die enigste ding wat ons net daar moet doen, sou wees om ons buitegeboue te maak en sovoorts, en vir ons geriewe, en dit kan maklik gedoen word. En dan sal ons dienste begin hou soos daardie, want dis volgens die visioen van die Here, en dit moet so gedoen word. En ingekom gister en gevind, julle weet, dit, dat, en het opgegaan met die straat, en 'n goeie vriend van my, wat daar langs gegaan het, gesê, "Hello Billy." Ek het na hom gekyk, en sneeuwwit hare, so groot maag, en die seun is my ouderdom. Ons het saam rondgehardloop, aantreklike jong kerel, toe ek 'n kind was. Dit het my soort van snaaks laat voel. My seentjie, Joseph, het gesê, "Hoekom is jy treurig, papa?" Het ek gesê, "Ek kan dit nie vir jou verduidelik nie, Joseph, sien, ek kan jou nie sê nie." En ek kyk na Elijah Perry, wat daar agter sit, en mevrou Perry is soos gister, wat hulle 'n klein swartkop paartjie was daar buite, wat langs my gewoon het, toe ons die ou boot gehad het, Wahoo, en onder op die rivier, en in die nag vis gevang het. Sien, hulle albei witkop, julle weet, sê dit een ding, dis 'n klein gonser, wat aangaan, jy het nie meer te veel tyd nie, sien? So, ek wil elke dag van my lewe laat tel vir hom, wat ek oor het, watter tyd, wat ek het, wil ek dit iewers spandeer om iets te doen, al is dit nie meer as staan op 'n straathoek, getuig tot die glorie en eer van God nie, en ek is hier vir daardie doel, en ek het 'n klein geheime plekkie hierbo, by Greensmill, Indiana, dis nie 'n stad nie, nou, dis 'n wildernis, en party mense het dit oorgeneem, en hulle laat jou nie eens 'n voet daarop sit nie, maar ek het 'n grot daar, wat hy my nooit sou vind wanneer ek daar ingaan nie. Ek gaan s'nags, en hy sal nooit weet wanneer ek ingaan of uitkom nie, en hy weet nie waar die grot is nie, en kon dit nie kry, maak nie saak waar dit was nie, en ek wil soontoe gaan en met die Here praat, 'n rukkie, ek voel dit is 'n noodsaaklikheid. Die vrou, sy wil terugkom, en rondkuier, en Rebecca en Sarah, en hulle, met hulle vriende, en ons is nou weer hier terug vir die volgende 3 weke, en as die Here wil. En ek dink, in plaas van om mense bymekaar te druk vir daardie dienste hier in die tabernakel, want hierdie behoort aan ons, behoort aan die Here, dit vir ons gegee, en dis lig versorg.
soos om 'n Sondagoggenddiens te hê, 'n Sondagaanddiens. Dit sou mense laat teruggaan na hulle plek, dan wag tot die volgende komende week. Ek dink nie ek kon neem en amptelik reg laat geskied aan die uitstorting van daardie laaste skale nie, want hulle is baie groot boodskap daarin. Maar ek kon bid vir die siekes en dinge doen wat ek het boodskappe ook, soos die Here hulle vir my sal gee vir die kerk. Deur die week sal ek hier buite in die wildernis iewers uitgaan en studeer, terugkom op Sondagoggenddiens hou soos hierdie en 'n Sondagaanddiens. Ons kosbaarste pastoortjie Broer Neville, ek het hom gevra of dit goed sou wees met hom. Dit neem al sy dienste weg van hom, maar hy was meer as bly om dit oor te gee daarvoor. Ek net Broer Caps, ek reken, het ook die trekoors en ek sien hy het vertrek en Broer Humes en die Here het 'n Broer Man hier gehad net om reg oor te neem en die plek. Julle weet, is dit nie wonderlik hoe God dinge sal doen nie? Hy laat alles net betyds uitwerk. Ek het opgekom en ek het iemand hoor preek. Ek het gesê, dis nie, ek glo, Broer Caps, hy het na Tucson gekom en ek dink dit het hom baie gou oorbluf. Ek dink dit was omtrent 110 grade. Hy wou niks daarmee te doen gehad het nie. So hy het vertrek, hy en Broer Humes, en opgegaan na Phoenix. Natuurlik, dis 115 tot 16, 18 daarbo. Dit was nog erger. So ek dink, hy het vertrek na Texas daarna. Hy probeer om 'n plek te vind, maar hy wil geen Arizona hê hierdie tyd van die jaar nie. Ek sê julle, dit was 140 nou die dag, verlede Vrydag, 140 grade by Parker. En dis waar Broer Craig van die kerk hier woon. En jy kan 'n eier breek en dit sal bak voor dit die grond tref. Jy spoeg en die vog is weg. Dit net, daar is geen humiditeit of niks nie. Dis regtig 'n bakwoon hierdie tyd van die jaar. Maar vanaf omtrent November, Desember en Januarie is dit wonderlik. Maar wanneer dit omtrent Maart en April word, beter jy wegkom as jy nie wil versmoor nie. En so het Broer Caps en hulle net op daardie tyd gekom wat hulle uitgejaag het. So miskien het die Here dit vir 'n doel gedoen. Ek glo dit, dat God die voetstappe van die regverdiges rig. Partymaal blyk dit hard. Soos nou die dag op hierdie reis na Afrika. Ek was so seker dat ek in die wil van God beweeg het. Want 'n jaar gelede was ek onder in die suide 'n reeks dienste gehou en ek het gedink, gekom vanaf daardie organisasie gesê, jy kan kom deur die Christen sakemanne, maar ons sal niks daarmee te doen hê nie. Wel, ek wil nie daardie manne reg daarin gooi nie. Julle weet, konflik veroorsaak nie. Ek wil hulle goed laat voel oor mekaar. So, ek het net gesê, wel, vir hulle 'n brief geskryf. Ek het gesê, onthou, ek het in Afrika probeer inkom vir jare. Weer, gevoel dat my bediening nie klaar is in Afrika nie. Ek het geen, hoekom moet ek gaan na Afrika? Wanneer ek 700 stede net hier in die Verenigde State het, wat roep, sien, net reg hier, sonder om Canada, Mexico of enige van daardie plekke te verlaat. Hoekom sal ek soontoe wil gaan? Maar dis iets in my hart wat my na Afrika toe trek. Daar die mense, daar is iets omtrent hulle, waarvan ek hou. En ek wil net vir die gekleurde mense alleen gaan. En daar is iets in baie van hulle, daar die leiers. Hulle voel nie ek behoort dit te doen nie. Ek wil gaan na my gekleurde vriende. Dis waar die Here my geroep het. En nou is hulle behoeftig. Baie van daardie mense, daardie wit mense, kan dokters en alles hê. Maar daardie arme, inboorlinge lewe daar buite en verrot half. Ek voel dat hulle diegene is wat lyk asof hulle dit sal ontvang. Hulle is diegene. Daar is iets daaromtrent. Wanneer jy 'n punt bereik, wanneer jy so slim is dat jy alles weet, dan kan God niks met jou doen nie. Maar wanneer jy by 'n plek kom, wanneer jy gewillig is om te luister en leer, dan is dit God se tyd, kan inbeweeg en met jou praat. En so het ek 'n brief teruggeskryf vir hulle en vir hulle vertel. En ek het gesê, onthou, by die oordeelsdag, laat daardie benerige hande uitsteek uit die rook, julle veroordeel. Hulle bloed sal op julle wees, nie op my nie. Want ek het vir omtrent 10 jaar probeer om terug te gaan. Toe ek die brief gestuur het, teruggekom, het iets vir my gesê, sien Sidney Jackson, neem 'n jagtog. En dieselfde tyd het die Here met Sidney Jackson gepraat, gesê, geel, manhaar, leeu, Broer Branham Camp, Durban, groot diens. Wel, hy was hier oorkant en hy het met julle hier gepraat. Terloops,
Ons het gedoop. Hy was sterk teen hierdie doop in die naam van Jesus Christus. En sy vrou was erger as wat hy was. Sy sou net wegloop. Jy kon. Ek sê julle, ek het nooit meer godsvrugtige mense gesien nie. Hulle het omtrent 150 predikers daar oorkant gedoop in die naam van Jesus Christus. En hulle steek net die land aan die brand. Die boodskap sweep net oor Afrika, oral. Vleeniers en groot manne wat kom, word gedoop in die naam van Jesus Christus. En so toe ek begin oorgaan het, ek sê julle, ek het nooit soveel probleme in my hele lewe gehad om daar te probeer kom nie. En toe op die heel laaste minuut om te gaan, hier is oor my visa geskryf, kan nie deelneem in enige soort van godsdienstige diens nie, kan net kom jag. Wel, dan, dit was rang, maar ek het gesê, ek gee nie om wat die duivel doen nie. Ek kan nie instaan vir wat Bruce Jackson gesê het oor geel, manar leeu en dit, dat of die ander nie. Ek kan nie daarvoor instaan nie, maar ek weet, God het my vertel om Sidney Jackson te sien en te gaan jag. En ek het gesê, ek gaan. En een of ander tyd, en ek het een van die beste reise gehad. Ek het uitgevind wat die probleem was. Nou, ek dink omtrent Oktober, as die Here wil, kan ek teruggaan en 'n diens hou en alles. Volle samewerking, al die res sien in die Afrika nou. Ek het dit ondersoek en uitgevind waar dit was, wat dit veroorsaak het. Hierbo geskryf, het hierdie een dit om te sê, het iets om te sê, en hierdie een daar, die beste ding om te doen, is om te gaan uitvind self. En ek weet waar die probleem was, en wat die rede daarvoor was. Dit was oor soveel mense wat saam vergader. Die regering wou my dit nie laat hê nie. Nou, as die Christen sakemanne of enige organisasie wat ons sal inbring, dan sal die regering outomaties, want dis die organisasie verteenwoordig is met die regering, stuur die regering burgermag beskerming. As daar 25 man uit een denominasie sou wees, 25 uit 'n ander, steeds sal hulle dit nie ontvang nie. Dit moet die hoof van hierdie organisasie wees. En Christen sakemanne is 'n nie-sektariese organisasie wat al die kerke verteenwoordig. Dr. Simon, hulle hoof daar oorkant, 'n baie gawe man. Ek het hom ontmoet en met hom gepraat. En hulle neem die dienste en al die res van die kerke kom bymekaar, sien? En ek glo ons gaan een van die grootste dienste hê wat ooit gehou is in Afrika. Maar my punt was dit, wanneer jy weet dat jy probeer doen wat reg is, die eerste ding is, as jy gelei voel om enigiets te doen, gaan dit dan na met die woord en kyk of dit reg is met die woord en laat niks jou dan stop nie. Ek gee nie om hoeveel wiele die duiwel in ons pad gooi nie, beweeg net reg bo oor hulle. Ek het vir my vrou vertel en ek het vir broer Hood vertel, toe ek hier kom en party vriende wat ek gister ontmoet het. Ek het omtrent 5 jaar hier gehad, wat ek kwalijk geweet het wat om te doen. Dit was 'n senuweeagtige. Sien, die herlewing self onder die kerke het gesterf. Almal weet dit. Jy voel dit in hierdie tabernakel. Jy voel dit oral. Daar is 'n dowwe, dooie gevoel. Daar is net iets wat nie reg is nie. Dis omdat die herlewingsentoesiasme weggegaan het van die mense. Gaan in die kerke in. Jy sal hulle daar sien sit. En die pastoor soek rond vir 'n boodskap en iets anders. En die eerste ding waarvan jy weet, dra hy dit weg na een of ander soort partytjie wat hulle gaan hê of iets. Dit blyk om 'n dooie dofheid oral te wees. Billy Graham notices it. Oral Roberts. Mr. Allen had some trouble issues. Billy Graham let dit op. Oral Roberts, meneer Allen het probleme gehad, soos julle weet. Oral Roberts het daardie $50 miljoen geboue en sovoorts daar binne. Hy het 'n skool en wel niemand op die veld nou nie. Ek het hier weggegaan volgens 'n visioen om oorkant te gaan na Tucson om te sien wat die Here wou hê ek moes doen. Daar het hy my daarbo ontmoet, soos hy julle hier vertel het wat hy sou doen, en die vorm van 7 engele, en gesê om terug te keer en die 7 seels moes geopen word. Dis net presies wat gebeur het. Hy het gesê, eendag saam met broer Wood, toe hy daar naartoe gekom het, ons het na dieselfde plek toe gegaan en 'n klip opgegooi, dit het afgekom. Hy het gesê, binne 'n dag en nag sal jy een of ander, ek vergeet net wat die woorde was, jy gaan die heerlikheid van God sien. En die volgende dag het 'n warrelwind uit die hemele afgekom en ons ken die storie van wat plaasgevind het. Toe dit opgegaan het, het hulle gevra wat dit was. Ek het gesê, dit het 3 woorde gespreek in 3 groot ontploffings.
Die manne het net die ontploffings gehoor. Ek het verstaan wat het gesê het en gesê, oordeel wat die Weskus tref. 2 dae daarna het Alaska amper gesink. Dit het rondom gedonder, aardbewings, alles. Kyk net na hulle, elke dag, aardbewings, wat net oral skud. My laaste diens wat ek gehad het, hierdie sal my eerste boodskap wees, eintlik, wat ek van toe af gepreek het. Ek het gepreek in Los Angeles, by die Biltmore Auditorium, en ek het gepreek oor 'n man, wat vir homself 'n vrou kies. Julle het waarskynlik die band daaroor. Dus, ek het gesê, dit reflekteer sy karakter en sy ambisies. Dat wanneer 'n man 'n vrou neem, hy 'n jong meisie neem om sy vrou te wees. Hy neem, julle weet, 'n moderne meisie, wat 'n gewone rikette is, wys dit net wat sy, as hy met 'n skoonheidskoningin of 'n sekskoningin trou, wat dit ook al is, wys dit sy, wat regtig in die man is. Maar 'n Christen, hy soek na karakter in 'n vrou, want hy beplan 'n toekomstige tuiste saam met daardie vrou. Hy beplan, hy kry 'n tuiste skepper. En ek het gesê, dan Christus, volgens sy woord hier, vertel vir ons wat ons toekomstige tuiste sal wees. Watter soort van 'n vrou sal hy dan kies? 'n denominasionele prostituut? Nooit. Hy sal 'n vrou kies wat gekarakteriseer word deur sy woord. En dit sal die bruid wees. En onderwyl daar het iets my getref. En ek het niks geweet vir omtrent 30 minute nie. Daar was 'n profesie wat uitgegaan het. Eerste ding wat ek onthou, broer Mosley en Billy, was ek buite op die straat aan die loop. En dit het gesê, jy Capernaum, wat jouself noem volgens die naam van engele. Dus Los Angeles, stad van die engele, sien, die engele. Wat verhoog is in die hemel, sal afgebring word na die hel. Want as die magtige werke gedoen is in Sodom, wat in jou gedoen is, sou dit steeds tot vandag gestaan het. En dit was alles onbewustelik vir my, sien? En hoe dat ek pas klaar gemaak het om Christus te verhef, om opgehef het en die kerk vertel het. Ek het gesê, julle vroue, maak nie saak hoe ek probeer om na julle te kom, of teen hierdie dinge te preek nie. En julle mans, julle predikers, julle is aan mekaar, die heeltyd teenstrydig, doen dit net in elk geval. Julle loop daaroor, asof die woord van God niks was nie. En toe ek dit verstaan het, het ek gegaan, het ek gesê, daar is 'n skrif daaroor iewers. En ek het gegaan en gevind, dit was Jesus, wat Capernaum langs die seekus bestraf. Daardie aand het ek die skrifte opgesoek, huis toe gekom, die geskiedenisboeke gekry, en Sodom en Gomorra was eens 'n vooruitstrewende stad, 'n heiden hoofkwartier van die wêreld. En julle weet, daardie stad, deur 'n aardbewing, het in die dooie see gesink. En Jesus het gestaan en gesê, Capernaum, as Sodom die werke daarin gedoen gehad het, wat in jou gedoen is, sou dit vandag gestaan het. Maar nou moet jy afgebring word na die hel. En omtrent 200 of 300 jaar na sy profesie, met al daardie kusdorpe, elkeen van hulle wat steeds staan, behalwe Capernaum, en dit lê op die bodem van die see. 'n Aardbewing het dit in die see ingesink. En toe geprofeteer, Los Angeles sal in die bodem van die see wees. En ek het huis toe gekom en Afrika toe gegaan. En terwyl ek in Afrika was, het hulle 'n aardbewing gehad. En wetenskaplikes, julle het dit gesien, dit was op 'n uitsending, dat party groot, mooi huise in mekaar geval het in Los Angeles, en 'n motel en sovoorts. En nou is daar sedert daar die aardbewing, is daar 'n 2 of 3 duim kraak, wat in die aarde gekom het. Vanaf Alaska, gaan om deur die Aleutiese eilande, kom uit omtrent 150 of 200 myl in die see, kom weer op na San Diego. Neem Californië in, of Los Angeles, en kom weer uit, net onder die noordelike deel van Californië daar, 'n klein plekkie genaamd San Jose, net daaronder. En hierdie wetenskaplikheid gepraat, tydens 'n onderhoud. Ons het op televisie gekyk, en hy het gesê, onder dit is net 'n malende lava. En hy het dit gesê, daardie is 'n stuk wat sal losbreek, en gesê, en dit sal, en hierdie onder, die man, wetenskaplike, wat 'n onderhoud gevoer het met hierdie hoof wetenskaplike, het vir hom gesê, wel, dit kan dan alles sink. Hy het gesê, dit moet.
gesê, wel, natuurlijk, sal waarskynlik baie jare van nou af wees. Hy het gesê, dit kan binne 5 minute van nou af wees, of dit kan binne 5 jaar van nou af wees. Hy het net 5 jaar gegee. Maar net so seker as wat ek daar onder daardie inspirasie gestaan het, oordeel op daardie Weskus geplaas het, en dit toe net reg hierbo opgevolg het met die sink van Los Angeles, sê is gedaan, dis reg, dit sal gebeur, wanneer, ek weet nie. Maar, wat het gebeur? Julle weet, ons het net 6 vaste lande nou, ons het 7 gehad, daardie een wat gesink het tussen Afrika en die Verenigde State. Dis histories, julle weet daarvan. Nou, wanneer dit afgaan, dan wil ek julle moet dophou, wanneer. Hierdie was 'n preek wat ek oor gepreek het, toe, ek dink, Broer Elijah Perry, 'n diaken mag gewees het hier in die kerk op daardie tyd, veral wat ek weet. Maar dit het gesê, die tyd sal kom. Ek het dit nie geweet, totdat mevrou Simpson vir my die preek gebring het, nou die dag nie. En ek het dit geskryf in 'n klein boekie. Dat die woestyn wat die see sal sy pad inween in die woestyn. Dit was 30 jaar gelede. En natuurlik, die Soutsee is omtrent 200 voet onder seevlak. En as daardie groot maling, daardie aarde wat insluk, soos daardie, met 100 vierkante myle, honderde en honderde vierkante myle wat in die aarde insink, dit sal 'n getuiggolf gooi tot in Arizona, sekerlik, dit sou. Ons is aan die eindtyd, glorieryke uur, die verskyning van die Here Jesus. Hy het gesê, daar sal aardbewings in verskillende plekke wees, verwarrende tye, spanning tussen volke, mense se harte wat faal van vrees. Gesê, wanneer hierdie dinge begin gebeur, lig op julle hoof, julle verlossing kom naby. Goeie. Volke verbrokkel, Israel word wakker, die tekens wat die profete voorspel het. Die heiden daar getel, met gruwels omring. Keer terug, o verstrooides, na jou eie, doen dit beslis. Daardie dag van verlossing is naby. Mense se harte faal van vrees. Wees gevul met God se gees. Julle lampe geknip en helder. Kyk op, julle verlossing is naby. Dis reg. Valse profete lieg. Gods waarheid ontken hulle dat Jesus die Christus ons God is. Het julle die foto nou die dag gesien? Hoe hy daardie foto sywaarts gedraai het daar? En die einste foto van daardie 7 engele wat opgelig het, draai dit na die regterkant. En daar is die gesig van die Here Jesus wat weer afkyk na die aarde. Julle onthou toe ek die 7 kerkiewe gepreek het, ek nie kon verstaan hoekom Jesus daar gestaan het met 'n wit oor sy hoof nie. Hy was 'n jong man. Ek het dit teruggeneem in die Bybel. Dit het gesê, hy het gekom na die oudste van daar, wie sy hare wit soos wol was. Jesus was net 33 en 'n half jaar oud by sy kruisiging. Ek het vir Broer Jack Moore, 'n teoloog, gebel. Hy het gesê, Broer Branham, dis Jesus in sy verheerlikte stadium. Gesê, na sy dood, begrafnis en opstanding, het hy daarin verander. Dit het goed geklink vir 'n teoloog, maar dit het nie goed gegaan nie. Dit het nie die iets getref nie. Ek het daar opgegaan en begin op daardie eerste kerkuur. Daar het die Heilige Gees dit geopenbaar. Nou het julle dit reg op julle kerkuur. Ek reken die boeke sal nou binnekort uit wees, die volle detail daarvan. En dit het gewys dat Jesus die regter was. Daar is 'n wit pruik wat hulle altyd gedraai het, 'n pruik opgesit en dit gedra as 'n regter. Engeland doen dit steeds wanneer jy die oppergesag het. En daardie sywaarts draai in hierdie foto, daar is hy, sy swart hare. Jy kan dit sien in die kant van sy baard en die wit pruik op. Hy is die laaste van die gesag. Hy is oppergesag. Selfs God het self so gesê. Hierdie is my geliefde seun, luister na hom. Daar is hy, saam met daardie engele, die boodskap wat die 7 breking van daardie 7 seels was, wat die slang se saad geopenbaar het en al hierdie dinge hier. En dit wys dat dit sy einste bedekking was. Dis sy oppergesag. Hy is opperste en hy het 'n pruik op bedek. Die Bybel het gesê dat hy sy voorkoms verander het of hy het homself verander in morphe. Die woord kom van die Griekse woord en morphe wat beteken 'n Griekse akteur wat baie rolle speel. Vandag is hy een ding, in die volgende bedryf is hy iets anders. Hy was God, die Vader in een bedryf, God die Seun in 'n ander bedryf en dan God die Heilige Gees in hierdie bedryf. Sien, daar is hy. Sy woord is steeds opperste. Ons lewe in die laaste dae. Teruggekom van Afrika nou die dag, ek soort van moeg. Julle sien, dis aandtyd nou daar en jy moet omdraai. En toe tyd wat ek omgedraai het, weer teruggekom. Ons het 'n wonderlike tog gehad, jagtog, een van die beste wat ek ooit in my lewe gehad het. Dan het Billy 'n paar foto's, miskien sou hy 'n tyd hê.
wat hy dit eers kon wys en julle die tog wys. Ek het 'n droom gehad. Ek droom altyd van terug wees by daardie openbare dienste maatskappy op een of ander manier. So ek dink ek het net soort van gekil op die werk. Ek was veronderstel om, hulle het my net my eie gang laat gaan. En ek het gedink ek sou, in plaas van om uit te gaan en met die lyn af te loop of die rekeninge in te vorder of iets wat ek veronderstel was om te doen, het ek net gesê, wel, ek's my eie baas. Ek het net gaan swem. En ek het daar afgegaan en my klere uitgetrek, hierdie klere, en my swemklere aangetrek. Ek was alleen en ek het gedink, sê, hierdie is nie reg nie, die maatskappy, hierdie is dagtyd, die maatskappy betaal my vir hierdie tyd. Gedink, dis vreemd. En toe het ek gedink, wel, die geld wat ek ingevorder het op die pad, ek het beide die patrollie en die roete saam gehad en gesê, wel, die geld wat ek ingevorder het, ek het iets gedoen, hier rondgehardloop. Ek het al my kaartjies verloor en ek het hulle geld en my geld deurmekaar gehad. Nou hoe sal ek weet wie die rekening betaal het? Ek het gedink, net omdat ek nie enige aandag geskenk het nie. Ek het gedink, dis nie reg nie. Daar's net een ding vir my om te doen. Dus gaan terug na my superintendent en vertel hom, dit was Don Willis. Ek het gesê, Don, ek het daardie kaartjies verloor. Nou hier is al die geld wat ek het en hier is hulle geld saam. Los dit hier by die kassier en die mense, wanneer hulle inkom, sal hulle kwitansie hê dat hulle rekening ontvang het. Waarskynlik mense wat net hier sit, wat ek weet daar is, wat ek ingevorder het van hulle in die dag en ek sou 'n kwitansie gee. Julle weet, dit was slegs 10% as jy jou rekening laat oorgaan en miskien $1.50, so 15 cent oorwees. Baie van daardie mense het gelewe. Ons het dit daarvan hou om by mekaar te kom en praat en hulle sou net hulle rekening laat gaan en my met hulle laat praat vir 'n rukkie. 15 cent gegee, julle weet, net om te sit en 'n bietjie te praat en hulle rekening in te vorder, sodat dit laat toeneem. En ek het net soveel rekeninge gehad dat ek hulle nie kon invorder nie. Wel, ek het gedink, dis die enigste manier wat ek dit kon doen. En ek het wakker geword. Die plek waar ons woon, Suster Larsen, ek dink nie sy is hier nie. Sy was baie goed vir ons. En sy hou nie daarvan dat ek dit moet sê nie. Maar sy is 'n baie gawe dame. En ons het in haar kamers gewoon. Sy het 2 woonstelle, klein woonstelle saam. Ons het hulle albei gehuur. En ek en vrou slaap hier oorkant in die ander woonstel waar ek soort van die mense ontvang wanneer ek kan. En daar's 'n paar enkel beddens daar binne. Ek het wakker geword. Sy was nog nie wakker nie en naderhand het sy wakker geword en ek het gewaai oorkant na haar en sy het teruggekyk en haar oë 'n paar keer geknip. Ek het gesê, "Het jy goed geslaap?" Sy het gesê, "Nee." En ek het gesê, "Ek het die vreeslikste droom gehad. Ek was weer terug by daardie openbare dienste maatskappy." Ek het gesê, "Wat het ek gedoen?" Ek onthou as 'n klein seentjie of 'n jong man het ek al daardie lyne geloop by Salem, Indiana, verskillende. Ek sou ingaan, 'n ontbyt koop, miskien 'n bak havermout in daardie warm son en alles, en dit sou my net siek maak om ontbyt te eet. Ek sou 10 cent ingee op my klinkas. Die superintendent het afgekom en gesê, "Jy weet wat hulle gesê het in die vergadering? Wie is daardie dwaas wat 10 cent sou ingee vir ontbyt?" Gesê, "Jy behoort ten minste 50 cent in te gee." Nou almal van julle weet, 50 cent was 'n groot ontbyt in daardie dag. En ek het gesê, "Wel, ek eet nie soveel nie." Hy het gesê, "Wel, die res van hulle gee 50 cent in. Jy behoort 50 cent in te gee." Ek het gesê, "Wel, ek gebruik dit nie." Gesê, "Gee dit in elk geval in." Dit was my superintendent. Wel, ek het gedink, "Wel, wat kan ek doen? Ek moet 50 cent vra en ek eet 10 cent. So ek sal uitgaan op die straat en 'n paar kindertjies kry wat geen ontbyt gehad het nie en vir hulle 40 cent ontbyt koop." So toe het ek gedink, "Wel, wat sou? Miskien is dit wat hy teen my hou." En ek het onthou, hier nie lank gelede nie, het hulle deurgekom met die patrollie, daar die agterplaas daar oopgeskeur en gesê, "Gee in jou rekening. Julle weet, hulle het patrollieregte, maar hulle moet betaal vir skade." Ek het net teruggeskryf en gesê, "Julle skuld niks nie." Ek het gedink, dit sal betaal vir daardie 40 sente. Miskien het ek $20 of $30 gespandeer gedurende daardie tyd, deur dit vir die kinders te gee. Miskien sal dit doen. Aangehou droom. Toe het ek 'n groot boom daar buite gehad. Die kinders het daaronder gespeel en die patrollie, nou hulle patrolleer in 'n helikopter. En so het hy ingekom en gesê, "Billy, wat van daardie boom saag?" Ek het gesê, "Nee, moet dit nie saag nie. Ons gaan dit snoei." Ek het gesê, "Ek en broer Wood gaan dit snoei." Gesê, "Wel, ek sal net die man laat verbykom en dit snoei." Ek het gesê, "Nou, moet dit nie saag nie." Hy het gesê, "Ek sal dit nie saag nie." Ek het op 'n reis gegaan. Toe ek terugkom, was hy reg tot teen die grond afgesaag. Toe het ek 'n hofsaak gehad wat sou kom. Julle sien, ek het gesê, "Wel, Here, dit sal dit opklaar wat ek geskuld het." So ek het dit laat gaan. Dit was in die hak. Dit net laat gaan. Wel,
Ek het dit steeds gedroom. Toe ek nou die dag opgestaan het, het ek gesê, wel, die eerste ding wat ons doen in die oggend wanneer ons opstaan, is saam bid. Dan weer bid wanneer ons bed toe gaan in die aand. Toe nadat sy oorgegaan het om die kindertjies so ontbyt te kry, het ek begin bid. Ek het gesê, Here, ek moes 'n vreeslike kerel gewees het. Wat het ek in my lewe gedoen dat ek nie kan wegkom van daardie openbare dienstemaatskappy nie? Ek het ingegaan en 'n bad geneem, weer uitgekom en iets het net vir my blyk te sê, miskien kil ek met sy werk. Ek het gedink, hier is omtrent 5 jaar wat ek niks gedoen het nie, net gewag het op hom. Nou die dag hierbo gestaan, hulle het vir ons 'n nuwe huis daarbo gebou en Broer Mosley het afgekom, het daaroor gepraat. Ek het gesê, dis net 'n geskenkie van my vader en hy het begin huil. Ek het gesê, jy sien, hy het gesê, as jy jou tuistes sal verlaat, huise, lande, vaders, moeders, sal ek vir jou huise gee, lande, vaders, moeders en 100voudig in hierdie lewe en ewige lewe om te kom. Ek het gesê, sien, ek moes die tabernakel verlaat wat ek so lief gehad het. My huis wat die Here vir my daarbo gegee het, moes dit verlaat. Hy het net vir my hierdie een teruggegee. Ek het gesê, hy is wonderlik, jy sien, en hy het begin huil. Wel, ek het gesê, ek moes hiernatoe kom en myself afsonder, na hierdie woestyn kom, en ek het gedink, wonder hoekom God my so bring na 'n woestyn hier buite, waar daar niks is behalwe skorpioene en Gila monsters nie. Dis nie net 'n woestyn nie, dis nie net warm nie, maar dis geestelik 'n woestyn. O, goeiste, daar is glad geen geestelike lewe in die kerke nie. Hulle is teen. Ja, jy het nooit so iets in jou lewe gesien nie. Ons het nie eens 'n kerk om na toe te gaan of niks nie. En dan wanneer die mense vergaan amper geestelik, ek let dit op in die mense wat daar na toe kom, sien die verskille in hulle, dit doppel. En so bly jy onder die gees van God en jou lewe word soet, sag, soos water hierdie gras en sagte botsels bring. As hierdie gras in Arizona sou nie groei nie, hierdie bome sou kaktus wees, daar die blare net opgedraai en stekelrig gemaak. Dis wanneer jy droog raak onder die kerk, almal steek mekaar, julle weet, en sien, jy het sagte waters van reën nodig om jou sag te maak en blare en skaduwee maak vir die pelgrim wat verbygaan. En so het iets vir my gesê, miskien kil jy met God se werk. So, ek het gebid vir 'n visioen. En Mede het pas vir my 'n nuwe Bybel gekry. En broer Brown van Bo in Ohio het vir my 'n nuwe Bybel gekry. Beide van hulle op dieselfde tyd by Kersfees. Ek het gegaan en een van die nuwe Bybels gekry. Ek het gesê, Here, in die vergange dae het u 'n Urim en Thummim gehad. Nou luister, laat my dit sê. Natuurlik, hulle is nie. Hierdie neem nie, hierdie diens op nie. Die rede waarom ek vra, dit sê, laat my dit sê. Moet dit nie doen nie. Dis nie 'n goeie ding nie. Maar ek het gesê, Here, dit was altyd wanneer 'n dromer 'n droom gedroom het, dat hulle dit afgeneem het na die Urim en Thummim en dit vertel het. En as die Urim en Thummim die ligte teruggeflits het, 'n bonatuurlike lig, was die droom waar. Ek het gesê, maar daardie priesterdom en daardie Urim en Thummim is meer weggedoen. Die Bybel is die Urim en Thummim nou. Here, mag ek dit nooit weer doen nie. Maar ek het u gevra en tot u gebid om vir my 'n visioen te gee, met my te praat oor waarom ek hierdie drome droom. En wat het ek gedoen? As ek geskaad het, as ek enigiets gedoen het teen enige persoon in die wêreld, laat my weet. En ek sal dit gaan regmaak. As ek die openbare dienstemaatskappy skuld, as ek enigiets verkeerd gedoen het aan hulle of enige ander persoon, as ek iets verkeerd gedoen het aan u, laat my weet. Ek wil dit regmaak. Laat ons dit nou regmaak. Moenie wag tot na 'n tyd nie. Dit mag te laat wees. Laat ons dit nou doen. En ek het gesê, sekerlik is daar iets in hierdie woord van God, vanaf Genesis tot Openbaring, wat een of ander karakter daarin waarmee u gedeel het, sou op dieselfde basis wees wat my vraag sou wees. As iemand iets gedoen het en u het agter hom aangegaan daaroor, laat my dan blaai na daardie plek in die Bybel. En as iemand, wat ook al hulle gedoen het, dit sal leen na my kant, waar ek verkeerd gedoen het of iets wat u wil hê ek moet doen of nie gedoen het nie, laat my een of ander karakter soos dit in die Bybel sien. En ek het my oë gesluit, net die Bybel laat oopval, my vinger op 'n skrif gesit, Genesis 24:7. Eliezer, Abraham se getroue dienaar, die modeldienaar van die Bybel, wat gestuur is om die bruid vir Isak te soek. Koue rillings het oor my gegaan. Sekerlik, dis reg saam met die res van my boodskap, die bruid uittrek. Hy het gesê, sweer dat jy nie 'n bruid uit hierdie sal neem nie, maar gaan na my eie mense toe. Hy het gesê, wat as die vrou nie na my toe sal kom nie?
gesê, dan is jy vry van hierdie eed. He said, and the God Hy het gesê, en die God van die hemel sal sy engel voor jou uitstuur om jou te lei. Hy het reguit aan uitgegaan en begin bid, en hy het die pragtige Rebekka ontmoet, wat die bruid van Isak geword het. Net 'n volmaakte boodskap, terug na die woord. Gaan kry daar die bruid, dis 'n plig. Dis waarvoor ek hier is. Dis wat ek probeer doen, is om 'n bruid uit te roep. Onthou, in Californië, daar die onderhoud van die bruid voorskom, wat ek dit hier gehad het, hoe daar die bruid eerst opgekom het en haar sien verbygaan, toe hier kom mevrou Amerika, mevrou Asie en almal. O, die vreeslikste gesig, en toe het dieselfde bruid weer verbygegaan. Een van hulle het ooit pas geraak, en ek het haar teruggekry in pas. 2 van hulle was dit, en dis wat ek veronderstel was om te doen, om daar die bruid in pas te hou, daar die man te soek. Ek het gesê, God, ek gaan terug huis toe, weer my geloftes hernie, en weer nuut begin. So dis wat ons beplan om te doen. Dis waarvoor ek hier is. Ek dink, dit sou 'n goeie ding wees, as ons dit gedoen het. Begin op die 18de, volgende week, volgende Sondagoggend, volgende Sondag aand, die volgende Sondag, en die volgende Sondag. Hoeveel dink dat dit 'n goeie ding sou wees? Dankie. Nou wil ek hê, julle moet iets vir my doen. As julle enigiemand laat weet het, dat daar 'n byeenkoms gaan wees op die 28ste, sal julle hulle weer laat weet, dat ons dit nie kan doen nie. Vertel, skryf vir hulle 'n brief of iets anders. Ons wil nie hê die mense moet kom en teleurgesteld wees, maar ons kan nie die auditorium kry nie. Sien, ons kon dit nie kry nie. En so, omdat die laaste diens, ek dink, het ons soveel daarbo gehad en alles, hulle weet hoe die publiek is, en hulle, wel, ons leef net in die laaste dae, dis al. En hulle sê dat die mense inkom en die skool versteur, en hulle te vroeg daar, en hulle het dit of dat of iets anders gedoen, en die plek was te vol, en die brandoffisier doen dit en dat, en wel, julle weet. So, ons sal net daar die skale en daar die basuine opstel. Ek wil hulle inplaas. Ek het julle gesê, ek sou, hulle kom onder 'n ander ding, so kom die skale oor, die blaas van die basuine, maar ons wil die hele pad reg deurneem, en dit bring, dit saambind. Hoeveel het enigiets gelees van Broeville oor die herskrif daarvan, en dit regmaak, en dit grammatikaliseer vir my? Het julle enigiets daarvan gelees? Julle het, 2 of 3 van julle? Ek dink, jy het 'n ware taak verrig, Broeville, 'n ware taak. Ek dink, Suster Weil het dit gedoen, en jy het dit net neergeskryf, en sy het dit gedoen. Sy was 'n, sien, ek is nie altyd teen die vroue nie, is ek, Suster Weil? So, laat ons nou vir die volgende 15-20 minute 'n skrif hier lees. En ek het 'n boekie hier. Ek het vertel, ek reken dit was aan Broeville, of wie dit was, of ek reken dit was Roy Boris. Broeville het vir my die boek gekoop. Ek wil 'n notaboekie maak. Maar as enigiemand ooit gekyk het na wat ek notas noem, soos ek wil preek oor die môrester, sal ek 'n ster teken. En as ek iets wil preek oor, ek maak dit alles in simbole hier, krapmerke. Niemand kan ooit weet wat dit was nie. Terwyl ek buite is en ek dink aan iets, ek gaan na om te ry op die pad, spring die motor partykeer op en af op die pad, en ek sal dit neerskryf en dit en dat sê, en tekeningkies maak, en kruis en brû, en allerhande dinge, soos as ek preek oor die neerdaal van die ster, en ek sal 'n piramide sit, dit hier uitteken, en die 5-punt ster van Dawid, wat daarop afkom, en ek weet waar dat ek gaan in die skrif, soos daardie. En Moses, 'n sekere ding wat hy gedoen het, maak net soort van kalkoenspoortjies. Ek het verskeie van hulle hierin, en ek het gedink vanmôre daarachter, toe ek gedink het, ek sou preek oor hierdie onderwerp vir 'n paar minute hier, oor 'n nota, sodat dit my miskien 20 minute neem. En dan gaan ek nie broer Neville se diens vanaand neem nie. Ek gaan rus vanaand na hom luister. En dan as die Here wil, volgende Sondagoggend sal ons die diens begin. En help julle almal mee. En ons sal bid, want dit was in my hart om te probeer. Hulle het gesê, wel, ons kan na Louisville gaan, of ons kan afgaan in New Albany. Maar die diens was veronderstel om vir Jeffersonville te wees. Ek sal na Louisville en New Albany gaan, op verskillende tye. Maar hierdie is veronderstel om hier by Jeffersonville te wees. Nou, laat ons net ons hoofde buig, net 'n oomblik terwyl ons was. Ek het met julle hier gepraat vir omtrent 30 minute. Laat ons met hom 'n oomblik praat. Lord Jesus, Here Jesus, ons is beslis geseënde mense, bokant ons denke, bokant ons begrip. Want as daar 'n edele onder ons was, soos een of ander personeel van een of ander land, of 'n diplomaat van 'n soort,
sou ons dink, dit was groots om so 'n edele persoon onder ons te hê. Maar vandag het ons die God van die hemel, nie net onder ons nie, maar in ons, wat woon, sy lewe deur ons lewe. En ons is so dankbaar hiervoor, Here. Dis bokant ons begrip, natuurlik. Maar nou gepraat van die dienste en Afrika toe gaan en die dinge wat ons probeer reël het vir hierdie paar dae hier in Indiana. En op een of ander manier, Here, mag dit wees dat U ons dryf na daardie tent om daardie visioen te vervul. So laat U wil geskied. Ons het dit so toevertrou, die beste van ons begrip. So ons bid, Here, as daar enigiets teenstrydig is met U wil, dat U dit aan ons bekend sal maak, dat ons sal weet om U volmaakte wil te doen. Nou seën ons in hierdie volgende paar minute. Praat met ons deur die woord, Here, want U woord is waarheid. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Laat ons blaai in die Bybel na Markus, die 8ste hoofstuk. Wanneer laat julle gewoonlik uit? 12 uur? Goed. Nou, net 'n kort boodskap hier wat ek tot julle kan spreek oor die woord nadat getuig het van daar oorkant en so voorts. Markus, die 8ste hoofstuk. En laat ons begin omtrent die 34ste vers tot die 30, neem die 38ste, die res van daardie hoofstuk. Ek hou daarvan om te lees wat hy gesê het, want ek weet dis waar. Nou ons, en toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle, wie agter my aan wil kom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie oorspellige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Ek wil 'n teksie daaruit neem as dit genoem sal word, naamlik skaam. Julle weet, ek hou daarvan. Elkeen wat hom vir my skaam en vir my woorde, ek sal my vir hom skaam. Nou, die woord skaam kan ook vertaal word verleë. Julle weet, iets wat jy word gekonfronteer met iets waaroor jy verleë is, skaam is. Dit, nog 'n ding wat skaam doen, dit wys dat jy nie seker is van waarvan jy praat nie. As jy weet waarvan jy praat en die versekering het dat jy weet waarvan jy praat, kan jy dit vir enige iemand vertel. Jy is nie skaam nie. Maar as jy verleë voel uit plek, wys dit jy is nie seker nie. Julle let op, daar's soveel daarvan vandag, veral oor die onderwerp waarvan ek praat, skaam vir die woord. Nou, hy en die woord is dieselfde. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons gewandel. Dieselfde gister, vandag en vir altyd. So elkeen wat hom skaam vir my en my woord, en hy en sy woord is een. So om skaam te wees vir sy woord in hierdie sondige, huidige geslag, ek sal my skaam vir hom. Nou, let ons op vandag. As iemand sê, is jy 'n Christen? Dis 'n baie gewilde ding. Sê, ek's 'n Christen, sien? Maar glo jy die woord van God, waar dit gesê het, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Selfs predikers se gesigte sal bloos, sien? Is jy skaam vir goddelike genesing? Is jy skaam vir die volle evangelie? Is jy skaam vir jou Pinksterondervinding? Dis om skaam te wees vir sy woord. Dis sy woord vlees gemaak in jou. So, sy woord moet dit self uitleef vir elke geslag. Dit het dit self in die dae van Moses gelewe, want in daardie dag het die Bybel gesê in Hebreërs, die 1ste hoofstuk, God het in die oudheid op baie maniere tot die vaders gespreek
deur die profete. En daardie profete, die kerk het so verdraaid geraak, dat toe daardie profete, daardie dapper boodskappers van God, gekom sonder kerk, sonder denominasie, sonder organisasie, sonder enigiets, konings uitgedaag, koninkryke, kerke en alles. Toe die priesters gebring is hulle is voor die priesters gebring. Hulle was nie skaam nie, want hulle het direk so spreek die Here gehad. As julle oplet, die profeet in een sin van die woord in die Ou Testament, wanneer hy gesê het, so spreek die Here, nou hou hom dop, hy gaan reguit in die frase in van die plek van God neem. Julle let op, toe hy voor hom uitgeplaas het, so spreek die Here, het hy reg in God ingeval, en hy het opgetree as God. Dan het hy sy boodskap gegee, wat God was, wat deur hom gespreek het, so spreek die Here. Ek dink aan die profete van ouds, wanneer hy gekom het met daardie boodskap, en dit die konings beskaam het, en dit die mense ongemaklik laat voel het. Die priesters selfs, hulle sou ongemaklik voel, want hulle was veronderstel om leiers te wees, godsdienstige manne, en wanneer hulle die woord voortgekom het op daardie manier, het dit hulle blootgelê, en hulle het verleë gevoel of skaam. En baie keer sien ons dit, nie baie nie, te veel vandag, dat mense, jy sê, ek is 'n Christen, het jy die Heilige Gees ontvang, sedert jy geglo het? Julle sien, hulle is verleë daaroor. Iemand sê, behoort jy aan daardie groep daarbo, wat so skree, en al daardie goddelike genesing, goed, baie keer tree Christene terug. Hulle wil aankondig, as hulle 'n denominasie het, nou, ek's 'n Baptist, ek's 'n Presbyteriaan, ek's Luthers, hulle is nie skaam daarvoor nie. Maar wanneer dit kom om 'n Christen te wees, wat God se woord kan neem, net soos dit is, dan is hulle skaam. Ek behoort nie aan enige denominasie nie, sien, hulle is skaam om dit te sê. Hulle moet soos die res van die wêreld wees, verteenwoordig deur een of ander organisasie. Nou, dit het onlangs daarin gekom. In die dae van Luther, om jouself te erken as 'n Lutheraan of 'n volgeling van Luther, wel, het dit omtrent dood beteken deur die Katolieke Kerk. In die dae van Wesley, om te weet dat jy die Anglikaanse Kerk uitgedaag het, was dit amper 'n doodstraf deur die Anglikane om aan te kondig dat jy 'n Methodist is. In die dae van Pinkster was dit 'n skande amper om te sê dat jy 'n Pinkster was, want jy is gou as 'n holy roller gereken, of een of ander taalspreker, of so iets. Nou het hulle georganiseer en reg ingegaan, saam met die res van die groep. Nou wanneer die uitroeptyd kom, dat jy nie aan enige daarvan behoort nie, dis baie geweld om te sê, ek's Pinkster, dis baie geweld om te sê, ek's Presbyteriaan, Lutheraan. Maar wat as dit kom by die tyd dat jy moet uitkom en staan vir die woord? Ek behoort nie aan enige daarvan nie. Dis maak verleë. Jesus het gesê, nou, as jy skaam is vir my, dan sal ek skaam wees vir jou. Hoekom sal jy skaam wees vir jou? Omdat jy aanspraak maak om syne te wees, wanneer jy hom nie wil volg nie. Wat as ek gesê het, hierdie seentjie, hy's my seun, hy sal omdraai en sê, wie, ek jou seun wees? Wat dink jy? Is ek, dit sou my verleë maak, dit sou vir jou seun. En dis hoe sogenaamde Christendom vandag is. As jy dit 'n naam noem van 'n denominasie, goed, hulle aanvaar die vaderskap van 'n denominasie. Maar wanneer dit kom by die aanvaarding van die vaderskap van die woord van God, Christus, nee, is hulle verleë. Hulle wil nie sê, ja, ek het in tale gepraat. Ja, ek het visioene gesien. Ja, ek glo in goddelike genesing. Ja, ek prys die Here. Ek's vry van alle organisasie. Ek buig nie voor enige daarvan nie. Ek's 'n dienaar van Christus nie. O, goeie, dit sal hulle net stukken skeur. Nou die aand het 'n groot spreker ingekom onder die volle evangelie sakemanne in Chicago. En mag ek hier 'n oomblik stop om dit te sê, verskoon julle my, maar baie keer dink julle, en ek doen dit ook, dat waarvan ons praat, die waarheid van die Bybel, nie oorgaan onder die mense nie, maar dit gaan. Partymal sal hulle reguit opstaan daarteen, maar hulle bedoel dit nie regtig nie. Hulle probeer uitvind waar jy staan.
Soos die storie was van 'n klomp dronkaards wat gestry het dat daar nie so iets soos Christendom is nie. Een man het gesê, ek weet waar daar een is, dis my vrou. Gesê, wel, ek glo dit nie. Gesê, kom aan, ons saam, laat ons almal maak asof ons baie dronk is. Daar opgegaan na die huis en alles gedoen wat hulle kon en vir hulle gesê om vir hulle eiers te kook. En toe het hy hulle op die vloer gegooi en gesê, jy weet beter as om my eiers so te kook, aangegaan in die huis. En hulle het oorgegaan in die ander kamer, in 'n stoel geval. Hulle het iemand daar buite dit hoor opvee, nie 'n woord gesê nie, gesê, 'n liedjie by haarself gesing, moet Jesus alleen die kruis dra en die hele wêreld vrygaan. Daar is 'n kruis vir almal en daar is 'n kruis vir my. En hierdie heilige kruis sal ek dra tot dood my sal vrymaak en dan huis toe gaan om 'n kroon te dra. Daardie een ou dronkaard het gesê, wat het ek jou gesê? Gesê, sy is 'n Christen. Sien, hulle het haar net beproef. En partymaal sal die wêreld, het ek uitgevind, jou beproef. So, ek het nooit gedink dit sou gebeur nie. Maar verlede, Saterdag aand, dink ek was dit, of Sondag aand, die groot spreker. Ek noem gewoonlik nie mense se name nie, maar hy probeer, werk presies teenstrydig. Ek probeer daardie kerke, ooit daardie ekumeniese beweging hou. En hierdie man probeer hulle daar insit. So, hy het gespreek vir die Christen sakemanne, wat ek was veronderstel om die dienste te hê in Chicago. En ek het gedink ek sou in Afrika wees op daardie tyd, so ek kon dit nie neem nie. Hierdie man het gesê, daar opgegaan en gesê, die grootste beweging, die grootste ding op die aarde nou, wat ooit was, al die kerke keer terug na die katholieke kerk in die ekumeniese beweging. En die katholieke sal die Heilige Gees ontvang. Wat 'n lokval van die duiwel. En hierdie leier, broer Shakarian, die president van die internasionale sakemanne, het opgestaan en gesê, na die man gaan sit het, gesê, dis nie hoe ons dit gehoor het nie. Gesê, broer Branham het ons vertel dat hierdie ekumeniese beweging sal hulle almal beweeg na die merk van die dier. En die man wat op die platform gesit het, gesê, dit beweeg na die merk van die dier. En gesê, ons is geneig om te glo wat hy sê is die waarheid. En hy het gesê, hoeveel van julle sou graag wil hoor dat broer Branham kom en julle die ware kant daarvan gee? Staan op, en daar was oor die 5000 mense. Hulle het geskree en gehuil, net om te kom vir een dag. Broer Carl Williams het my gebel gesê, broer Branham man, ek het uitgegaan, deur daardie skare gesê, hulle het hoop $100 note in my hande gelê, om jou vliegkaartjie hiernatoe te kry en terug, sien, net vir een dag. Sien, daardie mense, daardie woord sink in, waar ons dit partymaal nie weet nie, sien. Maar sien, wanneer jy regtig, maak nie saak hoeveel die wêreld daarteen is, hoeveel die denominasies daarteen is nie, God bewys dit om die waarheid te wees. Wanneer die groot uur uiteindelik tref, sal dinge miskien gebeur waaraan ons nie gedink het nie. Ja, dit wys, jy is nie seker nie. As jy verleë is, so jy moet liewer nie die onderwerp bespreek nie. As jy skaam gaan wees daarvoor, sou jy dit nie wou bespreek nie, hou terug. Maar hoe kan 'n man wat gevul is met die Heilige Gees, hoe kan 'n man vol van die krag van God en die liefde van God in sy hart met 'n man 'n paar minute praat en nie iets meld van daardie liefde wat in sy hart is nie? Sien, daar is iets wat dit gebeur. Jy kan dit nie doen nie. Hierdie moet daar die bose dag wees waarvan Jesus gepraat het. Mense wat skaam is vir die woord en vir die Gees van God wat in hulle optree. Maar wanneer die waarheid duidelik gemaak is aan die mense, openbaar God self, homself, dan deur die woord. Nou, enige mens kan enige soort aansprake maak, en ons het dit in hierdie dae gehad, waar daar soveel aansprake gemaak is, dat dit verskriklik is. Maar, julle sien, as daar 'n waarheid is, moet dit volgens die woord wees. Want hulle sê, hulle het alle soorte dinge gehad, van olie wat deur mense vloei, en bloed uit hulle hande, en vroue op hulle rug in hierdie bloed, en wat teen hulle skoene afloop, en hulle skoene oplig, en olie uitgooi, en paddas wat uitspring, en wat teen die platform afspring, en alle soorte van dinge soos daardie. Daar is glad geen sulke goed in die Bybel nie. Daar is geen belofte van enigiets soos daardie in die Bybel nie. Net, dit het gesê, in die laaste dae sou die Gees so naby wees, dit sou die uitverkorenes mislei, as dit moontlik was. Maar, daar is geen skrif daarvoor nie. Maar, wanneer dit kom by egte, onvervalste woord van God, bevestig deur God, blyk dit selfs die ander groep verleë te maak, aan die radikale kant. Sien, daar is 'n verleentheid daaroor.
Maar dis 'n werklikheid vir 'n man of vrou, seun of dogter, wat regtig 'n ware Christen is. Toe God die belofte gemaak het van die doop van die Heilige Gees en jy ontvang dit, is daar iets wat in jou vestig, dat daar niks is wat sy plek inneem nie. Wanneer 'n man ooit God ontmoet, nie in een of ander emosionele opwerk, een of ander enthousiasme, of een of ander godsdienstige doktrine, een of ander katekisme, of geloofsbelijdenis, of 'n dogma, wat hy aanvaar het vir 'n troos vir homself nie. Maar wanneer hy werklik by die plek kom, waar Moses het, aan die agterkant van die woestyn, oploop van aangesig tot aangesig, met almagtige God, en jy die stem sien praat met jou, presies saam met die woord, en die belofte van die eer, is daar iets wat dit aan jou doen. Sien, jy is nie skaam daarvoor nie. Dit doen iets aan jou. Nou, laat ons nou kyk vir net die volgende 15 minute. Daar is party mense wat so 'n ondervinding ontvang. En soos ek met julle praat vandag, nie as 'n kerk of 'n denominasie nie. Ek praat met jou as 'n individu. Nie omdat jy hier na hierdie tabernakel kom nie, omdat ek jou liefhet en jy my liefhet, nie daaroor nie. Laat ek met jou praat as 'n sterwende sterweling, dat eendag moet jy kom aan die einde van hierdie lewe. En ek mag nie daar wees nie, en 'n ander prediker mag nie daar wees nie, maar daar is een wie jou daar kan ontmoet, en dis God. En jy luister daarna, en nie of my vrou 'n goeie Christen is, of my man 'n goeie Christen is nie, maar is ek reg met God? Het ek God so ontmoet? Nie omdat my pastoor God ontmoet het nie, of omdat my diaken God ontmoet het nie, maar het ek hom ontmoet. Nie omdat ek geskree het nie, nie omdat ek in tale gepraat het nie, maar omdat ek hom ontmoet het as 'n persoon. Dan sal jy nooit skaam wees daarvoor nie. Daar is iets wat so volmaak en suiwer en waar is. En onthou, jy mag 'n gees ontmoet wat soos God optree. Jy mag 'n gees ontmoet wat dit, dat of die ander doen. Volg dit 'n klein bietjie en sien hoe dit vergelyk met die woord van God. Jy mag 'n gees ontmoet wat jou sê jy's gered en jou 'n heerlike gevoel gee, en jy sou uitroep en skree. Dan wanneer dit kom by die woord ontken, hoe kan die Heilige Gees wat die woord geskryf het, sy eie woord ontken? Daardie gees moet elke belofte van God beklemtoon met 'n amen. As dit nie is nie, het jy nooit God ontmoet nie. Jy het 'n misleidende gees ontmoet, en die wêreld is vol daarvan vandag. Maar wanneer jy God sien afkom en 'n stelling maak dat hy 'n sekere ding gaan doen, dit dan terugkom en dit doen, keer op keer op keer, dan het jy 'n ware gees van God. Hoe kan 'n gees op 'n man wees, die Heilige Gees wat die Bybel geskryf het, dan omdraai en ontken? Dis nie reg nie. Daardie was vir een of ander dag. Hy het gesê, die belofte is aan julle en aan julle kinders, aan hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Dit was Handelinge 2:38. Hoe kan 'n gees dan enigiets verskillend daarvan aanvaar en van God wees, wanneer Hebreërs 13:8 gesê het, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd? Wat as iemand gesê het, o, ek glo, hy was 'n filosoof, hy was 'n goeie man, hy was 'n profeet, maar sover as sy krag. Ek het nou die aand gepraat met George Smith, die seun wat uitgaan met my dogter Rebecca, 'n goeie kind, het hier gesing in die tabernakel. 'n Baptiste seun wat net geneem het, gesê het, haal my naam af van daardie ding. Ek wil niks daarmee te doen hê nie. En daar was 'n jong dame, hulle het 'n konferensie gehou, hierdie sekere Baptiste kerk, bo in die heuwels. En hulle is so sterk teen my, almal van hulle daar buite, en omtrent nie. Hulle het niks teen my nie, dis teen hierdie woord. Ek as 'n mens, hulle kan niks teen my sê nie. Ek het hulle nooit enige kwaad gedoen nie. Maar daardie is waarvoor hulle bang is, sien? Nou, hulle het hierdie diens gehou, daarbo, liewer, en hulle het gehad, so 'n sendeling kry, om die laaste 3 aande van hierdie groot konferensie te hou, bo in die heuwels, waar dit koel was. Het gebeur, hierdie sendeling het opgestaan, en by Markus 16 gekom, en hy het gesê, daar is baie mense vandag, wat nie kan glo in goddelike genesing nie. Gesê, ek was in Indië,
Ek is 'n Indiër. En ek was in Indië toe 'n man hier in die Verenigde State met die naam van Broer Branham gekom het. Die pastoor het begin oorbeweeg, gesê, my vrou was sterwend aan kanker. Ek was blind of so iets soos dit. Hy het gebid vir een van ons en die ander een het hy uitgeroep in die gehoor, nie eens ons eie taal geken nie. En die krag van God gespreek en gesê, ons is hier, genees. Wel, hulle het hom probeer stilmaak. Hulle kon dit nie doen nie. Dus sien reg in hulle eie vergadering. Toe het hulle selfs enigiets ontken. En party van die mense, selfs my, hierdie seun se suster, hulle op die grond, wou nie eens enigiets sê nie. Hulle wou weet of sy nie verbind was nie. Een of ander manier wat hulle kon kry om uit te vind. Een van die dames het gesê, wel, ek glo dit. Rebecca en George het gegaan om hierdie dame te sien. En sy het gegaan en 'n meisie gekry wat gelei het aan 'n soort van vertraag, 'n bietjie. So hulle het my gekry om soontoe te gaan om die meisie te sien, nou die aand. En ek het soontoe gegaan, die dame het daar gesit en ek het gesê, is jy 'n gelowige? Sy het gesê, nee, ek weet nie of ek is of nie. Wel, sy was nie vertraag nie, net 'n duiwelgees. Hulle besef dit nie, sien, dit neem jou en jy weet dit nie. Dit kom, dan oorwin geweld die persoon en hulle weet dit nie. Vroue wat hier buite op die straat loop met hierdie kortbroeke aan, hulle besef nie, hulle mag wees, kon bewys en daarby sweer dat hulle nooit enigiets kwaads teen hulle man gedoen het of sovoorts soos daardie nie. Maar in hulle hart besef hulle nie, maar die gees van die duiwel het hulle oorgeneem. Hulle is daarvan besete. Hoekom sou 'n vrou haar klere wou uittrek ooit voor 'n man? Daar is net een persoon wie dit gedoen het in die Bybel en hulle was mal. Anderen het hulle self probeer bedek. Hulle besef nie, dis so skelm, so subtiel. Jy moet dophou, jouself opweeg met die woord van God en sien waar jy staan. Hierdie jong dame het gesê, hulle het my vertel, ek is gedoop toe ek 'n kind was. Gesê, ek weet nie om daardie goed te glo of nie. Ek het gesê, glo jy nie Jesus Christus nie? En sy het gesê, wel, ek weet nie of ek dit doen of nie. Sy het gesê, party van daardie hocus pocus goed, ek glo dit nie. Ek het gesê, wel, natuurlik, glo jy nie hocus pocus goed nie. Ek het gesê, maar glo jy dat hy die seun van God was? Gesê, hy kon gewees het. Ek het gesê, en ek het gesê, glo jy, hy is dieselfde vandag, die God wat jou sou red? Sy het gesê, is enige van daardie goed daar, oor daardie wonderwerke daar, en goed, soos daardie, ek glo niks daarvan nie. En ek het gesê, wat as jy in 'n diens sou gesit het, en God gesien het, die Heilige Gees, wat die enigste God is, wat daar is, wat werk onder die mense. God in die vaderskap, die vier kolom, en die profete, God in sy seun, dan God in sy mense. Dis net eienskappe van God, een groot God, wie ewigheid beslaan. Ek het gesê, wat sou jy sien, as hy onder sy mense, die blindes laat sien, die dowes laat hoor, uitkyk oor die gehoor, en die mense vertel, wat verkeerd is met hulle, en soos hy gemaak het, toe hy hier op aarde was. Sy het gesê, ek glo dit sou horoskoop wees. Ek het gesê, jy is in 'n erge toestand as wat ek gedink het jy is. Jy sou beter afgewees het as jy mal was. Sien, jy sou nie aanspreeklik gewees het nie. Maar ek het gesê, jy is net besete van 'n bose gees. Ek het gesê, toe Jesus die vrou by die put vertel het van haar mans, toe hy na die mense gekyk het en hulle gedagtes onderskei het, sou jy dit horoskoop noem? Sien, net so verstrengel in 'n denominasie, naamlik Luthers, dan enigiets teenstrydig daarmee verkeerd sou wees. Nou, God wil mense hê wat verstrengel is in die woord. Enigiets teenstrydig daarmee is verkeerd. Jesus het gesê, laat elke mens se woord alleen wees en myne die waarheid. Daar was 'n man in 'n baie wetenskaplike eeu met die naam Noag. Hy was nie skaam vir God se woord nie. God het hom ontmoet en hy het met hom gepraat. Hy het geweet dit was God. En hy het gesê, dit gaan reën. Dit het nooit gereën nie, maar hy het geglo dit gaan reën. En die geloof wat hy gehad het, hy was nie skaam om dit uit te oefen nie. Hy het 120 jaar geneem om 'n ark te bou, toe die hele wêreld teen hom was. Hy was nie skaam vir God se woord in sy dag nie. God het hom en sy huisgesin gered daarvoor. Daar was 'n hoe dwaas mag dit voorgekom het vir ander mense, maar vir hom, hy het God ontmoet
Maak nie saak hoe wetenskaplik die ander was, wat teenstrydig was, hoe dit gesê het, dit kan nie gebeur nie. Dit kan nie gebeur nie. Hy het God ontmoet. Dis wat dit is. Wanneer jy weet dat jy met hom praat, jy sou dink dit was 'n dwaase ding. Wanneer ek weet, daar is 'n paar mense in die wêreld wat vashou aan wat ek sê om die waarheid te wees. Om hier te staan en te sê, so spreek die Here. Ek gaan na Arizona, daar sal ek 7 engele ontmoet in 'n groep. Wel, daar was 'n groep mans wat daar gestaan het om dit te sien gebeur. Nou die aand, dit gesê, Los Angeles sal in die oseaan val. Maar wanneer jy God ontmoet het, en die God wie nie val nie, die God wie presies doen wat hy gesê het, hy sou doen. Hy dit altyd gedoen het, dan is jy nie skaam daarvoor nie. Jy hoef nie terug te tree en verleed te wees daaroor nie. Jy kan die hele wêreld vertel. Wanneer 'n man God ontmoet, met hom praat, en die werklikheid van God word syne in sy hart, is hy nie skaam daarvoor nie. Noag was nie skaam nie. Dit het dwaas gelyk vir die res van die wêreld, maar nie vir hom nie. Moses, toe hy voor Farao was hy nie skaam om vir Farao te vertel dat hierdie sekere dinge sou plaasvind nie, omdat hy God ontmoet het. God het hom vertel in die brandende bos. Moses het gesê, ek hakkel. Dis wat hy gehad het, 'n spraakgebrek. Hy het gesê, daar kom Aaron, wees jy God vir hom, en hy sal profeet wees vir jou. Ek weet, hy kan goed praat, maar ek sal met jou mond wees. Wie het die mens laat praat? Amen. Ek hou daarvan, dis God. Wie het die mens doof of stom gemaak? Of wie het die mens laat praat? God het. Hy het gesê, Here, wys my u heerlikheid. Gesê, wat staan die in jou hand? Hy het gesê, dis 'n stok. Gesê, gooi dit op die grond. Dit het in 'n slang verander. Gesê, neem dit weer op. Dit het 'n rug verander na 'n stok. Amen. Hy is God. Sit jou hand in jou boesem. Hy het dit ingesit, dit uitgetrek. Wit met melaatsheid. Gesê, sit dit 'n rug en trek dit weer. En dit was soos die ander hand. Ek is God. Toe het hy opgeloop voor Farao en gesê wat hy gesê het. Hy sou sê, hy het gesê, dit gaan so en so wees. Sand opgetel en dit in die lug opgegooi en gesê, so spreek die Here, laat vloeie op die aarde kom. En die vloei het gekom. Water geneem en dit uitgegooi in die rivier en gesê, so spreek die Here. En die hele rivier en alles het in bloed verander. Haal afgeroep uit die hemel. Julle weet, in die laaste dae is daar veronderstel om weer daardie pla te herhaal. En onthou, 'n oorspeller in die Bybelse tyd, sy straf was dood deur steniging. En die ongelowige kerk sal doodgestenig word met haalstene. Was eenmaal God se manier van straf. Hy gaan hierdie ongelowige wêreld stenig. Hierdie oorspellige geslag. Hy sal dit uit die hemel stenig met haalstene wat 'n talent elk weeg, wat 100 pond is. Die oorspellige kerk sal sterf. Oorspellige wêreld sal sterf onder die straf van God, onder steniging soos hy gemaak het in die begin. Kom reg met God, kerk. Dis wat ons almal moet doen. Terugkeer na God. Daardie ou wolgesig, grys haar, wangbaard, kaalkop, maar arm, 80 jaar oude Elia, wat daar bo in die wildernis gesit het, ooit gekyk het oor die sondes van die mense. God het met hom gepraat een oggend gesê, gaan daar af en vertel vir Agab, dat nie eens die dou uit die hemel sal val, totdat jy daarvoor vra nie. Ek kan sy ou klein oë sien uitkyk onder daardie wollerige wit baard, daardie stok in sy hand wat in die pad afloop soos 'n 16 jaar oude seun. Reg het opgeloop in die teenwoordigheid van die koning en gesê, nie eens dou sal uit die hemel kom totdat ek daarvoor vra nie. Hy was nie skaam vir God of sy woord nie, 'n koning of enigiemand anders te vertel nie. Hy was nie skaam nie, hoef nie weg te kruip, sê nou Agab, jy was 'n. Dit laat my dink aan iets soos onsself, toe ek vir die mense gesê het, ek bereik 'n punt waar ek meer geloof nodig het. Dis waarvoor ek nou by die huis is, om 'n nuwe opwelling van geloof te kry. Het so geword, lyk asof, wanneer jy vir mense bid, vra jy om verskoning. Meneer duiwel, sal jy asseblief oorbeweeg en my laat? Niks, geloof het spiere en hare op sy bors. Wanneer dit praat, bly al die res stil. Moenie ingaan nie, meneer duiwel, sal jy uitbeweeg. Gaan hieruit, ek is 'n seun van God, opdrag gegee deur God. Los hulle uit, dit beweeg. Jy het geen verskoning aan die duiwel nie, niks met hom te doen nie.
Nie skaam vir die woord van God nie. Nie skaam vir jou opdrag nie. Nie skaam vir wie ons is nie. Die enigste skande wat ek is ek 'n Branham. Dis my aardse geboorte. Ek is skaam vir my mislukkings. Maar as sy dienaar is ek nie skaam nie. Ek is nie skaam vir sy woord nie. Of dit denominasies is, konings, heersers, of wat dit ook al mag wees, net gereed om 'n antwoord te gee. God vra daarvoor. Moses het opgeloop voor Farao. Hy was nie skaam om vir hom te sê, hy sal nie toegee en sy soveel daar buite in die wildernis sou neem nie. Hy het gesê, party van die vroue, bly by jou kinders. Gesê, ons sal almal gaan. Nie eens een hoef sal agtergelaat word nie. Ons sal ons beeste en alles neem. Hy was nie skaam nie. Hoekom? Hy het in die lig van verlossing ingekom. Dis die rede waarom 'n man of 'n vrou, siek of enigiets, eenmaal in die teenwoordigheid van God inkom en weet dat God hulle genees het, tree jy in die lig van verlossing in. Jy gee nie toe oor enigiets nie. Verlossing was in sy hart, want hy het die God ontmoet, wie gesê het, ek is die God van Abraham, wie Abraham die belofte gegee het, en die tyd van verlossing, van bevryding is op hande. Ek stuur jou soon toe om hulle uit te neem. Wat is daar om verskoning te vra? Farao kon hom doodgemaak het. Hy was net 'n man. Hy was 'n slaaf. Hy kon hom doodgemaak het, maar hy was nie skaam vir die woord nie. Hy het nie afgegaan en op sy knieë en bedel vir niks nie. Hy het gesê, ek kom om hulle te neem. Farao het gesê, wel, jy kan hulle nie neem nie. Hy het gesê, dan sal daar vloeie op die aarde kom, totdat jy deur hulle sal waak. En daar is wat gebeur het. Gesê, o, Moses, neem hulle weg. Hy het gesê, goed, kom jy nou tot inkeer. Gesê, wel, jy kan soveel daar in die wildernis ingaan. Hy het gesê, dan sal vleie kom. Amen. Gesê, duisternis sal kom. Dit was so donker, jy kon nie een plek na die ander sien nie. En uiteindelik het die dood gekom. Vanaf Farao, na die diensknegt, was dit die dood van die oudste kind in die familie. Hy het geen verskoning vir niemand gehad nie. Hy was 'n seun van Abraham, gebore in die gees van God. Opdrag gegee deur God, die boodskap van God, om af te gaan en daar die mense uit te neem. Wel, kan God nie dieselfde ding in hierdie uur roep, om uit die kerk 'n bruid te neem nie? Daniel was nie, of David liewer, was nie bang voor Saul nie. Toe almal bang was vir Goliat daar buite, was hy nie bang om op te stap nie. En gesê, die dienaar, hierdie rooierige kerk het gesê, die dienaar het sy vader se skape opgepas, en 'n beer het ingekom en een van hulle gekry. Ek het hom uitgejaag in die wildernis en hom doodgemaak met hierdie slingervel. 'n Leeu het ingekom. O, goeie, 'n leeu het ingekom en een van hulle gekry en uitgehardloop in die wildernis. En ek het hom neergevel met 'n slingervel. Toe hy opgestaan het, het ek hom doodgemaak. Hy het gesê, en die God, die teruggevalle koning wat daar gestaan het, daar die lampsakkige soldate wat aanspraak gemaak het om die God van die hemel te dien, en laat daar die onbesnede Filistyn daar buite staan en die leers van die lewende God uitdaag. Gesê, die dienaar sal hom ook doodmaak, want die God wie die leeu en die beer aan my uitgelewer het, sal ook daar die onbesnede Filistyn uitlewer. Hy het nie gestammel, het nie gesê, miskien sal dit gedoen word nie. Hy het gesê, dit sal gedoen word. Hy was nie skaam nie. Daniel, voor die koning, was nie bang om sy bevele te verontagsaam, dat niemand sou bid, slegs tot hom nie. Hy het die vensters oopgemaak en die vensterram opgegooi en 3 keer 'n dag gebid. Hy was nie bang nie. Sadrag, Mesach en Abednego was nie bang vir daardie vuuroond nie. Gesê, ons God is in staat om ons te verlos. God kan ons verlos. Maar as hy dit nie doen nie, buig ons nie voor jou beeld nie. Hulle was nie skaam daarvoor nie. Nee meneer. Hulle was beslis nie skaam daarvoor nie. Want hulle het geweet, Samson was nie skaam voor die Filistyne nie. Toe 1000 opgehardloop het voor hom, het hy die kakebeen van 'n muil opgetel. Daar die helms, wat omtrent 'n duim en 'n half dik was van koper, hy het 1000 daarmee platgeslaan en steeds die kakebeen in sy hand gehad. Hy was nie verleen nie. Hy het net opgetel wat in sy hande was en daarmee begin werk. Hy het geweet dat die gees van God op hom was. Hy het geweet, hy was 'n Nasarener gebore. Hy het geweet dat niks hom kon pla nie. Hy was 'n dienaar van God. Solank hy in die wil van God was, kon niks in sy pad staan nie. Maak nie saak hoeveel konings of Filistyne of wat ook al nog opgekom het nie. Reg.
Johannes was nie skaam vir die woord van God wat na hom toe gekom het in die wildernis en hom gesê het om te gaan doop met water nie. Hy was nie skaam om te sê, aanskou die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem nie. Want die gees van God was op hom. Hy was nie skaam voor die priesters nie. Hy was nie skaam vir die woord van God toe hy opgeloop het na Herodes nie. Filippus se vrou het saam met Herodes gelewe. Reg het opgeloop in die gesig van die koning. Hierdie ou volgesig kerel uit die wildernis daar uitgekom met geen geleerdheid of niks nie. En reg het opgeloop in die gesig van Herodes en gesê, dis nie wettig vir jou om haar te hê nie. Hy was nie skaam vir God se woord nie, sekerlik. Hy was absoluut nie skaam daarvoor nie. Stefanus, hy was nie skaam vir God se woord nie. Eers, die Pinkstermense daarbo op die Pinksterdag, toe hulle bymekaar gekom het in die bokamer, het die Heilige Gees op hulle geval deur 'n belofte van God. Lukas 24:49 het gesê, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar wag in die stad Jerusalem totdat julle krag uit die hoogte ontvang. En die einste belofte wat die woord van God hulle beloof het, kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar wag daar, moenie meer enige teologie of geleerdhede en so voorskry nie, wag totdat julle toegerus is met krag. En toe daar die krag uit die hemel gekom het, soos 'n magtige rukwind, was hulle nie skaam vir die evangelie nie. Petrus het opgestaan gesê, bekeer, elkeen van julle manne met bose hande, het julle die prins van vrede gekruisig, wat God uit die dood opgerig het, en ons is 'n getuie. Want dit is wat Joel gesê het, sou gebeur in die laaste dae. Ek sal my gees uitstort op alle vlees. Hy was nie skaam vir die evangelie nie. Klein Stefanus, soos ek hom genoem het 'n paar minute gelede, toe hy daar deurgegaan het soos 'n tornado. Hy was nie 'n prediker nie, hy was net 'n diaken, maar hy het oral getuig van die opstanding. Hy het God ontmoet. En dis net soos probeer om stop. Wel, dit was soos om te probeer om 'n huis, 'n brandende huis, vuur daarop te blus op 'n winderige dag in 'n droë tyd. Wel, elke keer as die wind gewaai het, het dit net nog 'n vuur begin. Hulle het hom opgeruk voor die Sanhedrinraad. Kan julle besef wat dit is? Dis soos die ekumeniese raad. Alle godsdienste bymekaar in onder die ekumeniese raad. Almal van hulle daar vergader onder die Sanhedrinraad. Fariseërs, Sadduseërs, Herodiane, wat hulle ook al was. Hulle moes in daardie raad inkom. En hulle het hom opgeraap. Nie net een organisasie nie, maar die groot raad het hom opgeraap. Ons sal hom die skrik op die lyf jaag. Toe hy opgestap het, daardie oggend, het die Bybel gesê, sy gesig lyk soos 'n engel. Hy het gesê, manne en broers, laat ek met julle praat. Ons vaders het in Mesopotamië gewoon, voor hulle na Saran toe gekom het en sovoorts. Hy het nog gegaan en die skrifte gegee. Toe hy heeltemal opgewerk geraak het die gees oor hom gekom. Hy het gesê, julle hardnekkige onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle vaders het, so doen julle dit ook. Hy was nie skaam vir die evangelie nie, was nie skaam vir die woord nie. Hy was nie verleë voor enige Sanhedrinraad nie. Nee. Paulus het voor Agrippa gesê, as 'n Jood geleer onder Gamaliel, 'n groot hooggeplaaste was hy. Maar eendag op pad onder na Damaskus het hy in teenwoordigheid gekom, kontak met God. 'n Engel het afgekom uit die hemel in die vorm van 'n vuurkolom, 'n lig wat hom getref het op die grond, opgestaan en gesê, Here, wie is U? En hy het gesê, ek is Jesus. Gestaan voor Agrippa, het hy die storie weer herhaal. Hy het gesê, ek is nie skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dis 'n krag van God tot redding aan elkeen wat glo, sekerlik. Nou, vriende, ons het afgekom met manne af deur die eeu, maar ons is oor tyd. Maar laat my dit sê, 'n man wat eenmaal in kontak gekom het met God, wat die woord is, en die woord is duidelik gemaak en gemanifesteer aan hom, daar is geen skaamte daaroor nie. Jy is nie verleë nie. Maak my nie verleë om te sê, ek glo elke woord van God nie. Maak my nie verleë wanneer die Here sê om enigiets te sê nie. Jy gaan sê dit en doen dit. Dit maak my nie verleë om te sê, ek is gevul met die Heilige Gees nie. Dit maak my nie verleë om te sê, ek het gepraat met ander tale nie. Dit maak my nie verleë om te sê, dat ons Here my visioene gewys het nie. Dit maak my nie verleë om te sê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd nie.
Wanneer jy gebring word voor heersers en konings om my naam ontwil, skenk geen gedagte aan wat jy sal sê nie, want dit sal vir jou gegee word in daardie uur. Dis nie jy wat spreek nie, maar my Vader wat in jou woon. Maar wie ook al skaam is vir my en my woord in hierdie geslag, vir hom sal ek skaam wees vir my Vader en die heilige engele. God help ons om nie skaam te wees nie, maar help ons om 'n lewende getuienis te wees. Elke mens in die Ou Testament, toe daar die profete gekom het hulle geword, het hulle die lewende woord geword. Hulle was die woord. Jesus het gesê, hulle was gode genoem, en hulle was, want die woord van God het na hulle gekom. Hulle sê, dis so spreek die Here. En enige disipel van Christus, wat in kontak gekom het met hom in verlossing en saligheid, het in sy hart ingekom. Hy is 'n besitter van God. En watter soort lewe behoort ons te lei? En hoe behoort ons te wandel? En hoe behoort ons te praat as God homself verteenwoordig deur ons sterflike liggame? Wie kan skaam wees daarvoor? As ek op die punt kom waar ek in die polisiemag was hier in Jeffersonville, met die straat afloop en al die gesag, sou ek nie skaam wees vir die stad nie. Ek sou 'n deel wees van die stad. Ek sou 'n polisie wees, 'n deel van die stad om wet en gedrag te handhaaf. As 'n man oor 'n rooi lig ry, sou ek nie skaam wees om vir hom te sê hy doen verkeerd nie, om 'n kaartjie gee. Dis my plig, want ek word betaal deur die stad. Ek lewe deur die stad. Ek het die gesag van die stad. Maak nie saak of hy dronk was of wat die probleem met hom was nie. Hulle sal my ondersteun. Ek staan vas, want ek is 'n polisieman en ek is verordeneer of hierin geplaas en gesag gegee om dit te doen. Jy is veronderstel om die wet te neem en regte en dinge en sien dat dit reg gedoen is. Dan, as ek 'n Christen is en gevul is met die Gees, die getuienis van Jesus Christus se opstanding dra, dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd, moenie dat enige duiwel jou rondstoot sê, moenie jy dit en moenie jy dat doen nie. Jy doen dit wel. God het vir jou gegee die. Sien, ons het nie krag nie. Die polisieman het nie krag om een motor te stop nie. Dis omtrent, partykeer is daar 3 of 400 perdekrageenjin. Wat kan hy daaromtrent doen? Maar hy het gesag. En dis die kerk. Ons het gesag deur die opstanding van Jesus Christus en sy beloofde woord. Halleluja! Die dinge wat ek doen, sal julle ook doen. Meer as hierdie sal julle doen, want ek gaan na die Vader. Moenie skaam wees vir hom in hierdie geslag nie. Sondig, verward, die laaste geslag wat ooit op die aarde sal wees. Hierdie sondige, onverskilligheid en vol van alle verrotte sere. Almal, alles wat fatsoenlik was, het onfatsoenlik geword. Nasionale politiek, smerig. Volke is opgebreek. Ver terug in die oerwoude van Afrika, op safari-jagters, moet hulle hoë krag radio's neem om Elvis Presley, Pat Boone en daardie kerels te hoor, met daardie rock and roll en hipswaai. En die inboorlinge, wat probeer sien hoe hulle aangaan, hulle kop ruk en so optree. Die inboorlinge het gestaan en daarna gekyk. Maar, julle sien, hulle is nie Amerikaners, soos Pat Boone en Elvis Presley en Ricky Nelson en daardie kerels is nie. Hulle is nie Judasse van daardie tipe nie, maar hulle is, sien, dis 'n gees. En die gees is nie net in Amerika nie. Dit het dit self oor die hele wêreld versprei om hulle te bring na die stryd van Armageddon. Hulle tree so op, of hulle is, watter volk hulle ook al vanaf kom. Afrika, Indië, wat dit ook al is, daardie vulgêre en goed het oor die hele aarde versprei, deur net een man wat dit begin het. So het die evangelie en die krag van almagtige God het versprei om die wêreld, en die scheidingstyd vind nou plaas, wanneer God 'n bruid roep en die duiwel 'n kerk roep. Laat my 'n deel van die bruid wees. Laat ons bid. Dierbare God, ons sien die handskrif teen die muur. Here, ons is by die eindtyd. Ons weet dat daar groot dinge voorlê, maar tog iewers buite in hierdie gemors, hier buite, is steeds eerlike mense wat verordeneer is tot lewe. Dit sou onmoontlik wees vir een man of 2 mans, maar God, almal van ons saam, laat ons versprei in elke hoek wat ons kan, die goeie nuus dat Jesus kom, en sien, net 'n bietjie brood versprei, 'n bietjie woord.
Waar ook al die arende is, sal hulle daar die voedsel volg. Of dit kom deur 'n band, of dit kom deur 'n woord of 'n getuienis. Arende sal dit volg na sy hoofkwartier, want dit is geskryf, waar die karkas is, daar sal die arende vergader. Dierbare Jesus, ons weet dat U die karkas is wat ons eet. U is die woord, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon. Ons bid God, dat ons die woord sal versprei, dat die ware arende dit sal vind. Laat ons nie skaam wees wanneer ons voor mense staan nie, bose, onverskillige mense, godsdienstig, wat dit ook al is. Soos Paulus vir Timotheus vertel het, laat ons tydig en ontydig aanhou, weerlê en bestraf, en in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle self 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en sal afgekeer word van die waarheid na fabels. God, ons lewe in daardie dag. U het my lank genoeg laat lewe om dit te sien gebeur, soos dit net hier lê in die hoeksteen van hierdie tabernakel vandag, van 33 jaar gelede. God, seën elkeen hier binne. As daar een hier binne sal wees, Here, wat nie gereed sal wees om U te ontmoet nie, wat hulle net nie kan saamstem met U woord nie, en hulle U nie van aangesig tot aangesig ontmoet het, en weet dat U nie net deur 'n daad van een of ander soort van 'n aanvaarding is, soos jy 'n geloofsbelijdenis of iets sou nie, maar die lewende God ontmoet het. En as hulle dit nie gedoen het nie, Here, mag hulle dit net nou doen. Ek glo ons is baie naby teen hierdie uur. Ek weet nie wie hulle is nie. Ek weet selfs nie of daar enige hier is nie, maar ek voel net gelei om tot U te bid. Nie sodat die mense my kan hoor nie, want dit sou 'n skynheilige ritueel wees. God verhoed, ek wil nie 'n skynheilige wees nie, maar ek bid dit met die opregtheid in my hart, Here. Wie ook al hy of sy is, met wie U praat vanmôre, mag hulle nederig, nie skaam wees nie, maar ver diep onder in hulle hart U nou ontvang. Vanaand kom en gedoop word in die naam van Jesus Christus. Elke woord volg, elke woord. As hulle anders gedoop is, of besprinkel, gegiet, onthou, ons doen dit, Here, dat U gesê, wie ook al een woord uit die boek sou neem, een woord daarby voeg, sy deel sal weggeneem word uit die boek van die lewe. Alhoewel hy probeer kom, sy naam op die boek sit, sal dit nie werk nie. Laat ons opreg en nederig wees. Nou is hulle in U hande, Here. Doen U met hulle soos U goeddink, want hulle is Uwe, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Nou, terwyl ons hoofde gebuig het, wil ek hê julle moet nou baie ernstig dink. Ek vra om verskoning, eerste, omdat ek omtrent 15 minute laat is. Nou wil ons neerie, en jy dink nou net in jou hart, het ek regtig God ontmoet? Dink dit nou net regtig opreg, want dit sal nie te veel kere miskien wees, totdat, mag die laaste keer nou wees, dat ons sal ontmoet voor sy koms. Dis naby, vriende, elke skrif lyk asof is net omtrent vervul. Dit mag wees vir my en jou. Hierdie mag ons laaste kans wees. Ons mag weg wees voor die nag. Ek gaan met hom, heel die weg. Ek kan hoor, as jy skaam vir my en my woord, ek kan hoor, my redder. Nou, stel jou net voor, jy lê nou op jou sterfbed, kan hoor, dan mag dit te laat wees, maar dit is nie net nou nie. Neem jou kruis en moet miskien nou opoffer, volg my, nou in jou hart beantwoord dit. Ek sal met hom gaan deur die tuin. Ek sal met hom gaan deur die tuin.
Ek sal met hom gaan deur die tuin. Ek gaan met hom heel. Nou, met ons hoofde gebuig, laat ons net ons hande opsteek en sê, ek sal met hom gaan deur die oordeel. Nou, dis wat net nou aangaan. Hy beoordeel ons. Ek sal gaan. Here, vind U my skuldig, dan vergewe my. Deur sy oordeel. Wat beoordeel U my om vanmôre te wees, Here? Met hom deur die oor. Beproef my, Here. Kyk of daar enige onrein ding in my is. Met hom heel die weg. Vader, ons dankie vanmôre vir al hierdie hande. Ek het nie een persoon gesien wat nie hulle hande opgehad het nie. Ek dankie, Here. Ek vertrou U het ook nie, Here. Nie een wat nie hulle hande opgehad het nie. Hulle is gereed om deur die oordeel te gaan. Beoordeel ons, Here. En as daar enige verkeerde in ons is, vergewe ons daarvoor, Vader. Gee ons van U genade, want ons wil nie U oordeel ontmoet wanneer genade nie teenwoordig is nie. So, genade is nou teenwoordig. So ons bid, God, dat U ons sal oordeel en vergewe van ons sondes, volgens U woord en U belofte. En laat ons vir U lewe al die dae van ons lewe, nie skaam wees vir die evangelie nie. Nou Vader, as dit U wil is, ons begin nou 3 agtereenvolgende Sondae van dienste. Berei ons harte voor daarvoor, Here. Berei my voor, o God. Ek is die een wat so diep behoefte staan aan U. Ek bid dat U my sal lei en my rig in die dinge wat ek moet doen en sê in hierdie dae wat sal kom. Lei en rig ons dierbare broer Neville, daardie dapper dienaar van U, Here, en ook broer Man en die diakens van die kerk en die trustees en elke persoon wat hier vergader. Berei ons voor, Here, dat ons in staat mag wees in 'n ware Christen manier sondaars na U te bring en kerklidmate te bring na 'n wete dat die God wat ons ken, wat ons persoonlik ontmoet het, laat hy hulle God ook word. Nou Vader, dit kan ons nie doen nie. Ons kan hulle nie instuur nie, maar U Heilige Gees beweeg op die mense, die lidmate van kerke. En soos die ondervinding wat ek met U gehad het, nou die oggend, gaan kry vir my seun 'n brood. Neem dit uit van onder die mense, onder die kerke, trek daar die brood uit. Laat my in gebed nou, Here, stuur U die Rebecca. Ek sal die Elise probeer wees. Help my om 'n getroue dienaar te wees. En mag die God van die hemel sy engel voor my uitstuur, voor ons, dat ons die dinge saam sal versamel en die brood sal uitkies wat U gekies het. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ek is jammer om julle 'n bietjie later gehou het. Dis 25 oor. Ek moes hier uit gewees het 25 minute gelede. Maar nou, julle hou van daardie ou lied, neem die naam van Jesus met jou. Is dit nie mooi nie? Ek het dit nou gesing vir omtrent 33 jaar as 'n verdagingslied, waterdoop. Op die Jordaan se stormagtige oewer staan ek. En ek dink dis so mooi. Neem dit net oral waar jy gaan. Dierbare naam, o hoe soet. Hoop, skud nou hande met iemand langs jou. Dierbare naam, o hoe soet. Aardse hoop en hemelvreugd. Nou, onthou die diens van vanaand, 7:30 vanaand. Nou laat ons net een vers sing. Sien? Neem die naam van Jesus met jou as 'n skild teen elke struik, as versoekings om jou. Wat doen jy dan?
Prewel net daar die heilige naam in gebed. Dierbare naam, o hoe soet, aardse hoop en hemelvreugd. Dierbare naam, o hoe soet, aardse hoop en hemelvreugd. Was daar enige wat gekom het om gedoop te word na hierdie diens? Indien so, steek julle hande op. Iemand om gedoop te word? 2, goed, om gedoop te word onmiddellik na hierdie diens. As die res van julle, enige van julle wat gedoop wil word, ons sal doopdienste hê by elkeen van hierdie dienste. Die enigste ding wat julle moet doen is om te vra. Ons is gereed om julle te doop. Dis ons plig om julle te doop in die naam van ons Here Jesus Christus. Dis ons plig om dit te doen. En ons is bly om dit te doen enige tyd. Julle wat gedoop moet word, gaan net na die kamers onmiddellik na die diens en ons sal reguit voortgaan met die waterdoop. Iemand wat hulle wil volg, kan julle seker wees, ons is hier. As jy bekeer het van jou sonde en jy Jesus aanvaar het as jou verlosser, jy was 'n Christen vir jare en nooit die lig gesien nie. En die lig van verlossing het nou gekom. 'n Vrou, 'n bruid wat die naam moet neem. Jesus het gesê, ek het gekom in my Vader se naam en julle het my nie ontvang nie. Maar daar sal een kom in sy eie naam en julle sal hom ontvang. Dis jou denominasie. Enige seun kom in sy Vader se naam. Ek kom in my Vader se naam. Julle mans het in julle Vader se naam gekom. En wat was sy naam? Wat is die naam van die Vader? Jesus. Hy het gekom in my Vader se naam. Julle het my nie ontvang nie. Nou, sy bruid sal sy naam hê, natuurlik. Ek het 'n vrou geneem met die naam van Brooi en sy het 'n Branham geword. Hy kom vir 'n bruid. Wees seker en onthou dit soos julle na die bad kom. Laat ons hoofde nou buig en broer Weil hier is geen vreemdeling vir ons nie. Hy is 'n baie dierbare broer, was saam met my in baie dienste, hy en sy vrou. En hy is ook nou die skrywer van hierdie preke en dinge wat in boekvorm gaan. Broer Weil, sal jy ons vandag in gebed terwyl ons hoofde buig.